Kan? Daar sê, goeiemôre gemeente. Baie welkom by hierdie wonderlike Sondag. Dis die laaste Sondag van September 2016 hopelik. Volgende keer is dit nou in die mooiste maand, Oktober maand. Maar welkom hier. Hier is 'n klomp kuiermense by ons. Al. Wie is vir die eerste keer hierso? Steek gou hande op. Daar sê, hier's 'n klomp. En waarvan op daar agter sit Candice, sy kom van Pretoria, sy bly by haar ouers. En hierso sit kuiermense, hulle is hier van oral af. Wie is van Pretoria af? Niemand nie. Waarvan af is julle? Hier vanaf, Perth af. Hulle kan Afrikaans praat. Baie welkom. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. En hier kuier mense van Northern af. Hier sit ons vriende van Northern af. Welkom vir julle Renée en Haie en ek het jou dogter se naam vergeet. Hendrey. Ja, Hendrey, dis reg. Baie welkom. Kom ons gee vir hulle ook 'n lekker hande klap. Hulle kuier ver al die pad hier gekom. En hierso is ook nog kuiermense. Waarvan af kom jy? Nou ook van Northern, maar baie welkom. Baie welkom. Natuurlik is ons nie hier vir enige ander rede. Natuurlik omdat God hier is. En dis ook om ons by mekaar kom. Hierdie gemeente so bestaan is vir een rede. En dis omdat God is. En ons is so bevoorreg om aan Afrikaans te kan bedien. Maar dis die Here wat eintlik maar deur die evangelie met ons wil praat. So ek wil regtig vra dat jy nou alles tot nou toe sal vergeet. Hoe jy gejaag het tot hier. Hoe jy dalk moes 'n klomp besluite neem om hier te kom. Hoe die Here jou dalk uit die bed uit geruk het en gesê het, kom, jy moet nou kerk toe kom. Ek weet nie. Nou is alles vergete. En as jy nou jou fokus op God sit. En vir God sê, Here, ek is hier. Ek wil regtig vra jy moet my hart oopmaak. Ek wil hoor wat jy sê. Kom ek gee vir julle geleentheid. Julle praat met God. Ja, Here, dit is dalk so dat ons dink hierdie is maar sommer net 'n menslike byeenkoms. Maar ek kom verklaar dit. 'n Byeenkoms waar U teenwoordig is. U was lank voor ons hier en U is nou hier. En U sal ook lank na ons weg is U oral. U gaan met ons wees. Maar ons wil saam met die engele en saam met die lewende wesens en die ouderlinge in die hemel vanoggend kom sê, heilig, heilig, heilig is U Here God. U is die enigste. So ons wil dit kom bely. Ons kom bely dat ons glo dat U is die enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons kom vra dat U elke gedagte nou gevangenes sal neem. En dat U vir ons sal seën. En ek kom lê op julle elkeen die genade van God, ons Vader. Mag julle elkeen beleef soos dat julle hier sit en staan en sing en luister. Die liefde van Jesus. En mag julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef. Want God is hier. Amen. Ek wil vir julle wat by ons kuier, ons het 'n gebedsbak waar ons elke week bid. Spesifiek vir gebedsversoeke. En 'n blom sê altyd 'n gebedsversoek is verhoor of gehoor en hierdie is ons gebedsversoeke wat ons die afgelope jaar blomme insit om sê Here, dankie. Ons bid, maar ons hoor en ons aanvaar ook dat U vir ons gebede verhoor. Ons bid asseblief vir Janet in die ICU dat sy gou sal herstel. As dit iemand hier in. Nou is ons klomp kinders van ons nie hier nie. Ons het 'n klomp van ons gemeente se kinders wat by die sportfest is. Dis 'n 1000 kinders van al reg oor Perth. Klomp van ons kinders is daar vandag. En dan bid ons asseblief, iemand sê bid asseblief vir my dokter het 'n moesie vir my been verwyder. Ons wag op die uitslae, sal daarvoor bid. En dan bid ons ook vir mense wat Kanada toe gaan.
hande. So ons bid vir haar, dis 'n lang pad wat voor lê van herstel. Ons bid van Antoinette nog steeds, en ons bid dat die Here ook vir jou vinnig gesond sal maak. Is daar nog gebedsversoeke? Steek gou hande op. Hande. Ek sien, ja, daar agter is, hierdie kant. Ja? Baie. Dis baie. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons hier so kom blomme insit en sê dankie dat U ons gebede hoor. En hierdie bak is 'n getuienis. Dis 'n groot getuienis van hierdie gemeente wat sê ons stap 'n pad saam met U in gebed. En ons kan niks doen sonder U nie, en ons wil niks doen sonder U nie. Vader, maar ons het hierdie klomp versoek, ons bid vir Janet wat in die ICU is, dat sy gou sal herstel, Janneke, Here, en ons bid regtig dat U vir haar sal help, en ook vinnig sal herstel, en wat ook al met haar verkeerd is. En bid ons spesiaal vir ons kinders, Here, hulle is daar besig met Sportfees, dankie dat ons kan vra dat U hulle sal beskerm en bewaar, en ook veilig terugbring. Iemand wat sê, ek moes hy verwyder, en ons vra dat dit regtig geen probleem sal wees, en dat dit veilig sal wees. Ons bid ook vir ons mense wat nou gaan vlieg, en gaan Kanada toe gaan, ons wil vra dat U vir hulle op 'n veilige rit sal vat, en ook sal seën. Ons kom spesiaal bid vir die hande wat opgegaan het. Hier's 'n klomp mense wat hier sit, wat sy dalk nie eers in hulle hande opgesteek het nie, wat in hulle hart sê, ek wens net God kan my situasie verander. Ek wens net hy kan my raak sien. Dalk is hier iemand wat vandag sit op 'n moedelose plek, wat sê, ek weet nie of ek voort kan gaan met my lewe nie. Dalk is hy of sy so moedeloos. En ek wil nou vra dat die Heilige Gees nou, op hierdie oomblik daai persoon, hy sal aanraak. Ons bid vir Rikkie, en ons dankie vir dit so ver, en ons wil regtig vra dat U vir haar sal help ook met die hantering van die chemo. Dat daar herstel sal kom, en dat daar volledige herstel sal kom. Bid spesiaal ook vir Antoinette hiervoor, Here, dat U ook vir haar volledig sal herstel. Ag Here, ons bring my elkeen van ons nou uit, en ons sê net vir U so dankie, dat U ons God is. Amen. Kom staan, en dan sing ons 'n lied wat sê, bring hom hulde, en bring hom ere. Kom ons bring hom hulde en ere.
want hy is goed en sy woord is waar. Kom en loof sy heilige naam. Juig aarde en hemel sing, buig voor hom neer. Kom staan en verwondering voor hom, die hemel Heer. Wie kan ooit met u vergelyk, die wat oral is troon? Daar is net een wat ons lof verdien, dit is u wat ons hier kroon. Juig aarde en hemel sing, buig voor hom neer. Kom staan en verwondering voor hom, die hemel Heer. En u sal weer eendag kom, om die bruid te kom haal. Op daardie dag sal ons almal juig en lof voor die voete val. Juig aarde en hemel sing, buig voor hom neer. Kom staan en verwondering voor hom, die hemel Heer. Voor hom, die hemel Heer. Voor hom, die hemel Heer. Ja, Here, ons kom regtig dit bely, dat ons voor U kom buig en aanbid. Want U is die Here van hierdie aarde en die hemel. En Here, as ons nou U woord gaan vat, dan weet ons U woord is die waarheid. En ons bely dat ons U woord en die Gees vra om tot ons te praat en met ons te praat. En geef ons 'n oop gemoed en 'n leerbare gees en 'n ontvanklike hart, sodat ons kan hoor wat God vir ons vanoggend wil sê. Want daar is geen toevalligheid nie. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is hier op U reëlings, U het dit so gereël. So praat met ons asseblief deur die woord. Amen. Iemand het hulp nodig. Julle het mos nou almal al die fliek gesien. Nee, almal het seker dit nie gesien nie. Maar Moses, the Prince of Egypt. Wie van julle het al van Moses gehoor? Of wat ek so sê, wie het nog nooit van Moses gehoor nie? Almal van Moses gehoor? Natuurlik het julle almal al van Moses gehoor. As jy nog nie gehoor het van Moses, jy gaan jy vanoggend hoor van Moses. Maar ek wil die gedeelte vanoggend lees en ek dink as jy hierdie gedeelte sal ergens in jou kop wil merk, as die gedeelte wat die geskiedenis van die wêreld verander het, behalwe van Jesus se koms en al Abraham se roeping, die gedeelte wat die geskiedenis van die wêreld verander, is hierdie gedeelte. Dis die gedeelte wat nie die geskiedenis of die gang van die geskiedenis van die wêreld verander het nie. Dis die gedeelte waar God vir die heel eerste keer gekom het en kom sê het, maar wie is ek? Want voorheen was hy bekend as die God van Abraham, Isak en Jakob. En nou kom God en hy sê,
Ek wil 'n volgende fase ingaan. Ek verander die gang van die geskiedenis van die wêreld. Ek vat die wêreld in 'n hele nuwe rigting. Want die wêreld op daai stadium het 'n spesifieke rigting gehad en daarna is die volk Israel. Dis die geboorte, nie die geboorte van die volk Israel nie, maar dit is die geboorte van Israel. En julle gaan dit nou sien. Kom ek lees. Voor ek nou opgewonde raak oor die gedeelte. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Dis 'n langerige storie, so jy moet lekker luister, né? Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van die Heer van God gekom het. En toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself: ek moet tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God hom uit die doringbos: Moses, Moses. En hy antwoord: hier is ek. En die Here sê toe vir hom: moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. En verder sê hy: ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. En daarna sê die Here: ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedryers gehoor. En ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry, en om daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Feresiete, Hiwiete en die Jebusiete. Julle moet dit raai lees. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het dit ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God: wie is ek? Dat ek by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. God het Moses geantwoord: ek sal by jou wees. En die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal jy by my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God: sê net maar, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra my: wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses: ek is wat ek is. Jy moet nie vir die Israeliete sê: ek is, het jou na my toe, na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses: en jy moet ook nog vir die Israeliete sê: die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam, dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. 'n Lang storie, as ons so 'n bietjie verder lees net nou. En ek het nou vir julle gevra, maar wie van julle ken die storie van Moses? En julle onthou mos die storie van Moses? Moses was mos gebore as 'n Joodse seentjie en toe in 'n mandjie gesit op die Nyl, want hulle het daai tyd die seentjies doodgemaak, al die Joodse seentjies doodgemaak. En toe het hulle van Moses mos daar op hierdie bisie mandjie gesit en op die Nylrivier, en daar die Farao se dogter hom gekry, en toe word hy groot binne in die Farao se huis. Die Farao was die koning van Egipte. So hy was die prins gewees. Hy het saam met hulle almal groot geword. En toe hy so 40 jaar oud was, hy het seker al baie keer voor dit ook dit gedoen. Gaan kyk, hoe gaan dit met die Jode? En toe sien hy hoe Egiptenare 'n Jood baie sleg behandel, jy onthou dit. En toe slaan hy die Egiptenaar dood. En toe vlug hy. En toe land hy in die woestyn. Daar aan die ander kant die Rooi See. Daar gaan bly hy toe in die woestyn. En nog 40 jaar later is hierdie gebeurtenis, toe God met hom praat. So Moses was 80 jaar oud, besig om vir sy skoonpa te werk, toe God hierdie dag, wat hierdie geskiedenis van die wêreld verander het, toe God na hom toe gekom het. En God sê vir hom, en as jy nou dink oor hoe Moses sou geleef het, sou mens dink, maar hoe, het ons iets van sy lewe? Ja. Dink jy dit was lekker geweest? Nee. Hoor wat noem hy sy kind?
Ek lees gou vir julle Eksodus 2 vers 22. Hy sê, toe sy seentjie, dis nou Sipora, sy vrou, 'n seentjie gekry het, het Moses hom Gersom genoem. Want hy het gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Dit was nie vir hom lekker nie. Dit was hom glad nie lekker om daar te woon nie. Kan jy jou indink, jy is die prins van Egipte, jy het al hierdie voorregte gehad, en nou eindig jy as 'n skaapwagter. Want hoor wat staan aan vers 1, wat ek net in die begin gelees het. Hy sê, Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro opgepas. Hy het hulle diep daar in die woestyn ingejaag. 80 jaar oud, hy het 'n kierie gehad, want ons weet, die Here het op 'n stadium vir hom gesê, vat jou kierie en verander dit in 'n slang. So hier stap 80-jarige ou Moses, die Prince of Egypt, niks nie. Alles is gone, alles weg. Hy het nie sy eie skape nie. Pas sy skoonpa se skaap op. Wanneer het sy dag begin? Het jy al daaroor gedink? Daai dag toe God die geskiedenis van die wêreld verander het. Wanneer het dit begin? Het jy al daaroor gedink? Hoe sou dit gewees het? Ek weet nie hoe sou dit wees nie, maar ek dink dit is so belangrik, maar ek dink wat gebeur het, en hulle wat nou nie deel van ons gemeente is en wat met ons besig is in hierdie reeks nie. Ons is besig met 'n reeks waar hierdie is nou 'n voorstelling van Moses. Maar ons is besig met hierdie reeks oor experiencing God, en wat een van ons groot eerste realiteite was, is dat God is altyd in die werk. So dit maak nie saak hoe Moses se lewe was nie, dit maak nie saak hoe jou lewe is nie, dit maak nie saak hoe iemand se lewe is nie. God is altyd in die werk. God werk altyd. So die eerste ding wat God kom, en wat hy kom doen, hy kom stel hom voor aan Moses. En julle moet nou saam met Moses sit, want God kom stel hom voor aan julle ook. En die eerste karaktereienskap wat hy het, hy sê God, wat ek sê, God hou altyd sy beloftes. Kom ek lees vir julle, wat ons nie net nou gelees het, Eksodus 2 vers 23, die jare het verbygegaan, en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle het geroep om hulp, het tot by God opgegaan. En God het hulle gekerm gehoor, en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. So God hou sy beloftes. Sal julle onthou van Abraham? God kom na Abraham toe, en hy sê vir hom, Abraham, ek wil hê jy moet uit jou land uit trek, jy moet trek daar na Israel toe, na die land van die Kanaaniete, dis 400 jaar terug, en dan kom hy in die land van waar God wil hê hy moet woon, en dan is daar hongersnood, en dan beland hulle eintlik in Egipte. Maar God sê, ek het beloof, jy gaan eendag terugkom na die land. Nou is dit 400 jaar later, nou gaan hulle terug. God het vir Abraham gesê, en God dink dan, wat ek het 400 jaar terug vir Abraham gesê, Abraham, moenie bekommerd wees nie, ek sal altyd vir jou 'n God wees, jy sal nooit sonder my wees nie, God hou dit. Nou julle, God het vir Abraham gesê, jy sal, Abraham was daai tyd hy was in die 90 gewees, toe Isak gebore was. Hy het voor dit vir hom gesê, Abraham, jy gaan baie kinders hê, jy gaan 'n groot nageslag hê. Toe hulle ingetrek het in Israel, die Israeliete ingetrek het in Egipte, was hulle 70. 400 jaar later was hulle 3 miljoen wat daar uitgetrek het. So God het hulle gevat, in Egipte het hy hulle gaan 'n groot volk maak, en nou sê hy, ek het dit nie vergeet nie. Ek wil hê jy moet vanoggend hoor, niks het verander nie. Miskien sit jy vanoggend hier, en jy sê ook, ek wil ook sommer my kind noem Gersom, want ek sit as 'n vreemde in 'n vreemde land, weg van my mense af. Maar God sê, ek sal jou nooit los nie. Hoor dit, ek het 'n belofte gemaak. Ergens, toe God met jou 'n pad begin loop het hy vir jou 'n belofte gemaak. En hy sal vandag nog, hou hy sy beloftes. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, miskien sit en wonder jy oor jou lewe, miskien sit jy en dink jy, maar hoe gaan dit, hoekom is ek hier? Wat gaan met my lewe gebeur? Hoe gaan my toekoms wees? Hoe gaan my kinders se toekoms wees? Want julle het ook met julle koms hiernatoe die geskiedenis verander van die wêreld. Want julle woon nou hier. God sê jou nooit los nie. Hoekom nie? Want dis die tweede eienskap van God. Hy is 'n God wat omgee.
Kom ek lees vir julle Eksodus 2 vers 25, hy sê, hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. En dan sê hy die volgende, in vers 3 vers 7 sê hy, daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien. En ek het hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. En ek het hulle lyding ter harte geneem. Luister gou. Dit is die storie van God. God is 'n compassionate, caring God. Dis die storie van die hele Bybel. As jy moet dink oor die Bybel, dan is dit die storie. God gaan, die hele storie van die Bybel is God wat sê, ek sien mense wat swaar kry. En ek het 'n onstuitbare liefde vir mense. En as dit met hulle swaar gaan, dan sal ek hulle help. Hy het dit gesien vir die Israeliete. Maar dit ook vir ons. Niks het verander nie. Ons het nog steeds dieselfde compassionate, caring God. Wat in julle lewe werk, en in ons lewe werk, en in hierdie land werk, en met hierdie mense werk. 'n Volgende ding wat hy kom, en dis die derde, en dis die belangrike aspek, of 'n karaktereienskap van God. Hy sê, ek is. Nou wat dink jy, jy het al 'n bietjie daaroor gedink, hoekom sal God sê, my naam is ek is? Hallo? Want God sê mos, ek is die Alfa en die Omega. Hy het geen begin of einde nie. God was nie. Jy sal nooit kan sê God was nie. Jy sal nooit kan sê God was goed. Maar nou het God sleg geword nie. Daar sal nooit 'n verlede aan God kan wees. Jy sal nooit in jou hele lewe kan sê God was nie. Jy kan ook nie eintlik sê God sal wees nie. Want God is. Hy het geen hede, hy het geen verlede, geen toekoms nie, hy is. Hy sê ek is. Kom ek lees vir julle. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra my, wat is sy naam, wat moet ek sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Dink gou 'n bietjie. Wat is jou prentjie van God? Kry gou 'n prentjie van God. Dink gou aan God. Wie is God? As daar mense wat wil sê, wie is God? Natie? Onbeperk. Moenie nou vir jou skoene kyk, hy is skoon. Kyk vir my. Almal kyk nou af. Wie is God? Elke liewe prentjie wat jy nou het van God, is so klein. Want daar's geen manier ons deur taal, deur ons denke, deur enigiets wat ons skryf, enigiets wat ons sê, vir God sal kan omvat nie. Die taal ontbreek, die begrip ontbreek. So nêrens sal jy vir God kan beskryf nie, maar wat hy iets vir ons probeer sê, deur ons taal en deur ons woorde, hy sê, jy kan verseker weet, ek is God. En dis wat jy mee kan loop vandag, om te sê, hy is God. En as ek sê God is God, dan beteken dit ons is nie God nie. En baie keer dink ons is God, want baie keer redeneer ons met God, baie keer sit ons met sy woord en ons stry met hom oor sy woord en sê, maar hoekom staan hierdie goed in die woord en ek wil nie hierdie reël volg nie en ek wil nie maak soos u sê nie. Maar God is God en ons is nie. Dis die eerste. Die tweede is God is die enigste, hy is die een, daar's niemand anderste nie. As ek sê ek is, dan is hy dit. Hy is compassionate. Hy is groot, hy is redder, hy is goed, hy is liefde, hy is onveranderlik, hy is ewig, en so kan ek die lys aansit, hy is alwys, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig, hy is betroubaar, en so kan jy aangaan en aangaan, hy is heilig. Jy kan daai lys onbeperk aangaan. Dis God. Dis God. En is daai compassionate God, wat by Moses kom sê, Moses,
Ek het gesien, dit gaan swaar met my mense. En ek wil hê jy moet hulle gaan uithaal. En dit is hy selfe compassionate, groot God, wat ek nou onbeskryflik eintlik is, wat hier by ons is, wat in hierdie gemeente is, wat in jou lewe is, wat saam met jou op pad loop. En eintlik kan ek maar vers 7 so sê, ek het die ellende van my mense duidelik gesien, en hulle noodkrete gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Dink jy vir geen oomblik, dink jy vir een oomblik, dat God is alright, met elke ou wat jy ken, wat sê, oh my God, there is no God, I'm atheist, en vir ons belaglik maak. Dink jy God was happy gewees toe die Egiptenare verdrink het in die Rooi See? Dink jy, hy het daarna gesê, lekker julle Egiptenare, julle wil mos my mense vervolg. Daar's 'n storie wat sê, daai dag, toe die Egiptenare so almal verdrink het, en hulle eerstelinge dood was, toe het 'n engel na God toe gekom en gesê, well done, jy het goed gedoen. Die storie sê, toe is daar 'n traan in God se oë. Toe sê hy, dis nog steeds my mense, want ek het hulle gemaak. So dink jy vir geen oomblik, dink jy vir een oomblik, dat God sy hart breek nie, vir mense wat saam met jou leef nie. En dink jy vir een oomblik dat, om te kan sê, elke tweede woord in hierdie land is, oh my God, oh Jesus Christ, dink jy dit is 'n noodroep nie? Dink jy dit is iets soos 'n noodkreet nie? Dis asof God dit raak sien, want Johannes 3 vers 16 ken julle so goed, hy sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Staan daar, hy het net die Afrikaners lief gehad, of hy het net die Christene lief gehad, of hy het net die gryskop oomies soos ek lief gehad, of die mooi meisies lief gehad, of wie ook al nie. Hy sê niks daarvan, hy sê ek het die wêreld so lief gehad. Hoor ons staan in Jeremia, dis so 'n mooi versie. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee. 'n verwagting. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê God. Voorspoed. Ek wil hê jy moet by jou prentjie van God die volgende prentjie vorm. En ek wil hê jy moet 'n prentjie delete, as jy dalk so 'n prentjie het van God. Ek wil hê jy moet die prentjie delete van die kwaai ouas daarbo wat kyk, en he's watching, hy kyk net, wat maak ek verkeerd? En as ek iets verkeerd maak, dan sê hy, nou kan ek jou straf, ek het jou uitgevang. Delete. En ek wil hê jy moet 'n nuwe prentjie in jou kop kry, van God wat sê, weet jy wat, as ek na mense kyk, dat ek een ding in gedagte valle, voorspoed. Ek is 'n God wat wil hê, dit moet met hulle goed gaan. Ek is 'n God wat omgee vir mense. Soveel so dat ek my eie seun doodmaak aan die kruis, sodat hulle voorspoed sal hê. En ons moenie voorspoed meet aan wêreldse teëspoed nie. En nou breek jou kar, en dan sê jy, waar is God? Hoe my kar het nou gebreek hier langs die pad. Of jy kry 'n siekte, waar is God? Of God, hierdie goed gebeur, dan sê mense, God van liefde, kyk wat maak hy? Nie God daaraan meet nie. God se hart, as dit met jou sal goed gaan. Nou is die kwalifikasies wat God soek. Want kyk nou, luister nou gou die storie. God sê, ek kyk na die wêreld, en ek sien die wêreld het 'n noodkreet eintlik na God. Elke wêrelddeel het 'n noodkreet na God. En dan elke keer dan sê hy, en dis die geskiedenis van die Bybel, en dis die geskiedenis van die wêreld, as hy sien daar's nood, dan stuur hy mense soontoe en sê, gaan bedien die mense met my nood. Dit het gekom van Europa af Afrika toe, nou van Afrika af gaan dit die hele wêreld in. So watse kwalifikasies het jy nodig? Maar kom ons kyk gou na Moses se kwalifikasies. Moses was 80 jaar oud. 'n Ou met 'n kierie. Jy sal nou hoor, hy het
Hy kon nie lekker praat nie, hy het gehak. Sê hy, ek dink hy het dit nagemaak. Maar hy sê hy kan nie lekker praat nie. Hy's 'n moordenaar, hy's 'n vlugteling, hy's 'n skaapwagter. So dink jy nou as jy nou op die keringskomitee van leier van die jaar moet sit. Sê kom ons moet nou 'n leier kies, nie eers die leier van die jaar nie, want Moses was een van die grootste leiers van alle tye. So nou sit jy op hierdie wat is dit HR, Human Resources, jy sit daar en jy sê, goed, ons gaan nou 'n leier tussen die leiers kies. Ons gaan die beste ou kies, een van die grootste leiers van alle leiers kies. Ons kyk gou na die CV's. 80-jarige, ek kom nou ingestap, en jy sê, so wat is jou ervaring? Nee, ek kyk na skape, en so af en toe jaag ek hulle daar in die woestyn in. Ek weet hoe vang hy die skape met sy kierie nie. En vorige ervaring, nee, ek is 'n moordenaar en 'n vlugteling. Nadat hy sy hom aanstel, as die topbestuurder van jou maatskappy. So sien julle, wat is die kwalifikasies wat jy nodig het? Wat staan hier so in vers 9, hy sê die noodkrete van Israeliete het my bereik, en ek het dit aanskou hoe die Egipte hulle verdruk het. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, kan bevry. So God kyk glad nie na ons kwalifikasies nie. As God besluit, iemand moet vir my werk, en ek roep iemand, dan kyk hy glad nie na wat jy het nie, wie jy is, en hoe goed jy kan praat nie. Hy kyk net na gehoorsaamheid. En nou is Moses in 'n geloofskrisis. En onthou julle wat ons saam met ons in die gemeente loop, het ons gesê 'n geloofskrisis is wanneer jy by 'n punt kom, wanneer jy 'n besluit sou neem, en as jy daai besluit sou neem, sal dit die geskiedenis van jou wêreld verander. Is 'n turning point, is 'n plek in jou lewe, 'n plek in die manier hoe jy groot word, of die manier hoe jy met God werk. Want as jy 'n besluit geneem het, verander dit jou hele lewe. Jou besluit om hiernatoe te kom was een van hulle. Jy het gebid daaroor, die Here het vir jou deure oopgemaak, jy het jou hele lewe se rigting verander. Dis 'n geloofskrisis. So Moses is by 'n geloofskrisis. Nou, hoe dink julle dat hy gereageer? Hoe sou jy gereageer het as God na jou toe kom en hy praat met jou in 'n brandende bos en hy sê vir jou, Piet, of wat jou naam ook al is, ek wil hê jy moet vir hierdie goed gaan doen. Hy's 80 jaar oud. Ek dink Moses moes op en af gespring het en gesê het, uiteindelik 80 jaar gewag vir purpose in my lewe. Dis waarvoor ek nog wag. Hoe reageer hy? Hoor hierso. Wat sê hy? Toe sê Moses vir God, wie is ek? Wie ek? Dat ek by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry. Here, ek is niks nie. As er geen manier hoe ek dit kan doen nie. En dan redeneer hy met God en dan sê hy hoofstuk 4 vers 1, hy sê, maar toe sê Moses vir hom, maar sê nou maar net die Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het my nie aan my verskyn nie. So eers kom hy met die verskoning en sê, Here, maar die Farao gaan definitief nie na my luister nie, as geen manier hoe hy na my sal luister nie. En toe sê die Here vir hom, man, ek steur my nie aan jou nie, gaan. Nou sê hy, okay Here, sê nou maar net die Farao luister na my. Sê nou maar net die Israeliete luister nie na my nie. En hy sê, wat jy waar kry? Wie is jy om te sê, ons moet trek? En dan praat God met hom, en dan gaan God met hom aan, en dan in hoofstuk 4 vers 10 sê hy, en hier is min of meer waar julle almal, en ek ook, ons verskonings gekry het. Hoor hierso. Hy sê, toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie, ek kon nie vroeër nie, en ek dink toe het hy begin hakkel, ek kan ook nie nou nie, hier waar jy met my praat nie, ek praat swaar, en my tong sukkel. En dan is daar 'n amazing reaksie, ek gaan nou net terugkom na God se reaksie, daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mense mond gegee? Wie maak stom of doof of sien of blind? Is dit nie ek nie, Here nie? Gaan nou, ek sal jou help met en praat en leer wat jy moet sê. En dan sê Moses, ag Moses antwoord, asseblief tog Here, stuur liewers iemand anders. Kan jy dit sien? Die reaksie van Moses na alles
wat hy gedoen het, na alles wat hy beleef het. Hy het hierdie wonderwerke voor hom gesien. Daai oggend het hy nie vir een oomblik gedink, hy sal vir God in 'n brandende bos sien nie. Hy sal vir God oor praat met hom nie. Hy sal hierdie ongelooflike ontmoeting met God hê nie. Nie een oomblik gedink nie. En dan sê hy, stuur iemand anders. Maar eintlik sê hy, stuur iemand anders wat nie dieselfde verskonings as ek het nie. Want elke ander ou gaan ook mos door dieselfde verskoning hê. Ag Here, jy weet ek kan nie lekker praat nie. Maar julle, as daai ons braai, ek kan nou praat hoor. En as hulle skinder, nee, julle skinder ons nou nie. Maar as jy sou geskinder het, of storie wil vertel, dan praat hulle. Dan is die beste hakelaars ook sommer praters. Nou sê Moses, Here, moenie my stuur nie. Kry iemand anders wat minder verskonings as ek het. Dis Moses. En dan sê God, nou wat ek gesê het, God is 'n compassionate, caring God. Dan sê hy vir hom, moenie worry nie Moses, ek sal by jou wees. Is dit nie amazing? En hy sê vir hom, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. En nou ken julle die geskiedenis. Moses het gegaan. Maar Moses het nooit opgehou kerm en kla nie. Die hele woestyn deur kerm en klaai. Maar uiteindelik het hy God se volk uitgelei. En het een van die grootste leiers in die wêreld geword. Indien nie die grootste nasie is. Moses. Ons bly nie hier toevallig nie. Ons bly nie in hierdie land toevallig nie. En ek glo God het hierdie gemeente, en in hierdie gemeente is julle, het hy geplaas om te sê, daar waar jy is, daar waar jy werk, daar in jou familie, daar by jou werkskring, daar waar jy tussen jou vriende is, daarna toe stuur ek jou. En dis 'n geloofskrisis. Dis 'n krisis van geloof. Want as jy dit sou glo, as jy sou sê, maar Here, ek glo in U, en ek verstaan hier's baie probleme, en ek verstaan, in hierdie land is daar 92% van die mense wat sê, hulle glo nie in God nie. En counting. Want soveel Afrikaners het al daai pad geloop. Sê, ek glo nie meer in God nie. En jy sê, ek glo in U, Here. Maar Here, kan nie net iemand anders te stuur nie. En God sê vir jou, maar ek het by elke ander ou gegaan, en hy het gesê, kan ek nie iemand anders te stuur nie, en jy's die iemand anders. Dan gaan dan niemand niks verander in die geskiedenis van jou wêreld, saam met God in hierdie wêreld. Dis die geloofskrisis. Die ander kant van die geloofskrisis is om te sê, Here, ek glo, maar Here, ek het so min vermoëns om te gaan, maar ek weet U sê, U sal saam met my gaan, en U sal my help. Gaan asseblief. En dan gaan maak jy 'n verskil in jou gesin. Want dis waar God jou eerste plek roep. God roep julle, elkeen wat hier sit, om in jou gesin die evangelie van die waarheid te bring. Jy kan dit nie outsource na die kerk toe nie. Jy kan nooit genoeg leer vir Sondag hier wat ek doen. Jy kan nie sê, ek is 'n Christen wat op 'n Sondag by die kerk opbid, elke week, elke maandag. Is jy wat by God saam moet gaan sit en sê, Here, U het my geroep en gestuur na my gesin. Wie sal jou gesin se legacy aanvat? Wie sal die kinders se kinders se kinders se kinders se kinders se geloofslyn begin in hierdie land? Niemand anders as jy. En al is jy hoe klein, ook jy. Want God roep vir Samuel, is hy net so groot. Of so groot. Samuel is nie so. Sê Here, Samuel, jy is nie een van die grootste profete, indien nie die grootste profeet nie. Moses was een van die grootste leiers, maar Samuel was geroep toe hy so klein seentjie was. So God worry nie hoe oud jy is nie.
Maar hy roep jou om jou gesin en op te staan en sê, in hierdie gesin, ek en my huis sal die Here dien, al is jy hoe klein en al is jy hoe groot. Dis die eerste plek. God roep jou ook in hierdie wêreld. Daar waar jy werk, dink jy werk daar toevallig? Dink jy die mense wat jy elke dag ontmoet is toevallig? Ergens moet hulle die compassionate God leer ken. Nie net as oh my God leer ken nie. Maar jy moet dit hoor. Ek wil vra, waar is die toekomstige predikante van hierdie kerk? Hulle sit hier. Miskien praat God lankal met jou, te sê, weet jy wat, ek wil hier voltyds vir my gaan werk. En waar is die ouderlinge? En die volgende leiers van hierdie gemeente? Hulle is hier. Hulle is klaar hier. In hierdie wêreld, as jy nou in ons, julle wat nou hier by ons kuier van Suid-Afrika af, jy moet nou gaan kyk of jy baie kerktorings hierso sien. Hier is niks. Hier moet nog honderde kerke net in hierdie syde van Perth geplant word. Dit is ons. Ons is hier. Ons is nie toevallig hier nie. Dis hoekom ons hier is. Hakkelende, skierilopende, vlugteling, moordenaar Moses gaan terug. En dan staan hy voor die farao en dan sê hy vir hom, let my people go. Is dit nie nodig dalk dat jy en ek ook voor hierdie mense gaan staan en vir die duiwel sê en vir alles wat ons mense vasvang, let my people go. Ons is geroep daarvoor. So wat hoor ek volgende? Ek hoor in die heel eerste plek dat God sal nooit sy beloftes vergeet nie. Al sit jy hier en jy sê ek sit in 'n vreemde land en ek wonder hoekom ek in 'n vreemde land en ek is ver van my mense af, jy is hier omdat God jou hier na toe gestuur het. Maar hy sal nooit sy beloftes vergeet, hy sal my nooit trop nie. God is 'n compassionate, caring God. Hy kyk nie na hierdie wêreld en kyk hoe kan hy ons uitvang nie. Sy hart breek vir sonde. Hy word nie kwaad nie. In 99,9% van alle gevalle in hierdie boek gebruik God mense. En dink net vir 'n oomblik, as elke mens wat 'n verskoning gehad het vir God, deur God verskoon sou gewees het, hoe dun sou die Bybel gewees het? Want hierdie is die storie van God wat sê, ek wil hê iets moet verander, en ek gaan julle gebruik, mense. Dis die storie van die Bybel. Ek hoor, dat God sê, mense het goeie verskonings, om nie vir God te werk nie, om nie vir God te getuig nie. En miskien roep God jou nie om vir hom voltyds te werk nie, maar hy roep jou altyd om daar waar jy môre gaan wees, netto gaan wees, tussen jou mense, vriende gaan nou braai, oral waar jy is, daar 'n getuie te wees dan Jesus leef, God is God. Maar ek weet en ek hoor dit, mense het goeie verskonings. Maar God counter dit deur te sê, elke liewe verskoning wat jy het, ek sal by jou wees. Handelinge 1 vers 8 sê hy, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal dit nie kan help. Dis goed. Ek hoor, dat ons bly in 'n wêreld, waar God ons wil gebruik. En ek hoor, dit maak 'n geloofskrisis. Want 'n geloofskrisis is om te sê, as ek glo in God, en ek hoor wat ek al 'n paar keer in hierdie kerk gehoor het, die woordeskat wat nie by 'n Christen hoort nie, is wat? Nee, Here. Dit kan nie by 'n Christen wees nie. Dit is ja, Here. Help my. Dis wat ek hoor. Kom ek bid. Here, dankie vir Moses se storie. Hierdie is 'n amazing storie. Van daai dag toe U die geskiedenis van die wêreld verander het. En hier sit ons, as gevolg daarvan, want uit daai volk is Jesus gebore, en Jesus het ons redder geword, en Jesus het vir ons aan U verbind. Here,
En nou sit ons in 'n land, en maak nie saak of ons in Suid-Afrika bly of hier is nie. Sit ons tussen mense wat nie meer vir U wil ken nie. Wat vir U eintlik 'n bespotting maak. En dit maak ons baie keer so kwaad. Maar mag ons sien dat dit U hart breek. Nog meer, dat dit die seun doodgemaak. Sodat elke een die kans kan hê om in U te glo. En om eintlik uit die slawerny van sonde uit te kom. Dankie daarvoor. Maar Here, ons moet vir U erken, ons is maar bangerig daarvoor. Want wat sal die mense sê? Maar ek hoor U sê, U sal saam met ons wees. U sal ons help. So ek wil vra, elkeen van ons wat ernstig is met U, dat U vir ons 'n geleentheid sal gee. Geleenthede in hierdie week. Was net vir mense kan deel. Dit wat ons glo, want ons is getuienis van U. Miskien vir iemand sal bid. Dat ons nie bang sal wees om te bid nie. Dat ons sal sê, Here, ek kan nie bid nie, help my. Maar dat ons dit nie as 'n verskoning sal gebruik nie, Here. Dankie dat U elke verskoning wat ons ooit vir U sou kan gebruik, in die verlede gebruik het en sal gebruik in die toekoms, vir ons sal kanselleer, want U is ver groter as wat ons kan hoop of dink of glo. You are amazing God. Ons het dit net gesing, You are an awesome God. En dis U wat ons hier nou toe gebring het. En dis U wat ons nie sal los nie. Amen. Ek vra vir Rudy en Saskia om vorentoe te kom. En nou moet julle my gou help. Christel, voor jy gaan, of jy kan, hoe spreek jy jou kind uit? Laries. Ek het probeer om uit te kom, stap hier voor. Ja, jy moet, as hy slaap. Nou, ek moet nou hier bo staan, sodat hulle my, ek staan julle so hier so voor my. Ja, ek gaan eers so kyk. Ons gaan hart toewy vandag aan die Here, maar sy slaap nie, ek moet haar nou nie vat nie. Maar kyk hoe mooi lyk sy, ek geef haar lekker hande klap julle. Okay, julle kan maar weer vir my so kyk. Een van die grootste wonderwerke is dat God kinders gee. Dis regtig so. En vir my amazing van God is dat as jy in die Bybel gaan lees oor kinders en oor mense en oor julle, luister gou julle wat hier sit. Dan sê hy in Psalm 139, luister wat staan daar. Hy sê, U het my gevorm. U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. En wat U gedoen het, vervul my met verwondering. So ergens het God haar geskep, soos hy julle geskep het. So mooi soos wat julle is, so het God vir haar geskep. Nou sê hy, en dis Psalm 139 vers 17, hy sê, hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. Soos God kom, en hy skep 'n babietjie, en hy skep julle, want hy het die wonderlikste gedagtes vir julle. Ek wil dit so vertaal, hy het die wonderlikste drome vir julle. Can you imagine dat God vir haar drome het? Weet julle het nou drome vir haar? Nee, wat droom jy nie? Maar God het vir haar drome. En dis die amazingste nou. En dis die amazingste wat ons moet hoor. As dat God kom en hy sê, ek gee haar vir julle. Dis my kind. Ek het haar gevorm, julle het haar nie gevorm nie. Ek maak haar, ek skep haar, ek maak vir haar pragtig. Maar as ek haar pragtig gemaak het, dan gee ek vir haar die wonderlikste gedagtes, die wonderlikste drome. Sê asseblief na my kind kyk. Hoor wat staan in Jeremia, en dis die vers wat ek wil hê, wat ek vanoggend ook gelees het. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed, nie teëspoed nie. Ek wil julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dis wat ons waar gaan bid vandag. Dis wat vir julle gaan bid. Dis dat God sê, ek wil julle voorspoed hê.
En dit beteken nie rykdom nie. In 'n ander kultuur beteken dit baie kinders, 16. Dis voorspoedig. Wow. Nie hier in hierdie kultuur nie. Maar verstaan jy kan dit lekker verkeerd verstaan. Ons kan dit verstaan as baie geld. Ek is baie voorspoedig. Maar God dink glad nie so in nie. As hy dink oor voorspoed, dan sê hy, ek bid vir haar. En vir julle wat haar aan God kom gee vandag. Dis wat julle kom doen. Voorspoed. Ek het 'n hoop vir haar. Dis so mooi. Die Engels sê vir my so, ek wil net daar lees, hy sê, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you a hope, and a future. Dis nie vir julle alleen nie, maar spesiaal om dit daar vanoggend na God te bring, om haar toe te wy. Ek het nou nog gesê, God leen eintlik maar kinders vir ons. En dan vra hy vir ons, ek wil regtig hê, jy moet saam met my die pad loop, julle moet saam met my die pad loop, en julle moet julle kinders in daai pad vat. Deuteronomium 6 vers 7 sê, jy moet alles wat jy geleer het, moet jy inskerp by jou kinders. Jy moet met hulle daaroor praat. Al die goed wat ek nou al vanoggend gesê het, van beloftes en mooi goed is, maar ook ander goed, oor God en sy woord. As jy in die huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Dis goed. In die Bybel is daar ongelooflike mooi voorbeelde van mense wat soos julle gekom het en gesê het, Here, hier is ons kind, ons wil hom aan U kom toewy. Hanna byvoorbeeld het vir Samuel so gebring. Nadat Hanna gebid het vir 'n kind. Dan op 'n stadium dan kry sy vir Samuel en dan kom sy net so voor iemand, die priester daar staan, Eli. Dan sê sy, hier is my kind. Ek kom wy hom toe aan U. En die amazingste is God se reaksie. God se reaksie is hy vat vir Samuel en hy maak hom hierdie groot profeet. Jesus is presies so toegewy. Jesus het sy ouers, Moses en Maria, Moses, waar ek het Moses deur mekaar. Maar check dit of jy luister. Josef en Maria het vir Jesus gevat soontoe na die tempel toe. En daar voor die priester gekom en gesê, kom wy hierdie kindjie toe aan God. En dis wat julle doen. Dis wat julle kom sê, is dat ons as ouers wil voor God kom staan en voor hierdie gemeente. En sê, is dit 'n spesiale, ons wil op 'n spesiale manier voor God en hierdie hele gemeente kom sê, hier is ons kind. Dis Jesus. En ek gaan nou vir haar bid. Maar ek bid na haar reeds, dat God haar so sal gebruik, dat sy nog lewens sal verander. Maar julle gaan nou voor my en voor God kom sê, ja, ons wil graag hierdie kind in God toewy. So luister mooi, julle staan voor God, en julle staan voor hierdie gemeente. En vanoggend deur julle staan hier, die heel eerste ding wat julle doen, is om te sê, ons erken dat God God is. Want anders dan, aan wie wil jy by jou kind toe? As jy sê, ek wil my kind aan God toewy, dan wat 'n God is dit? So julle erken dat God is die God van die Bybel. Maar, nie net dat hy is God nie, hy is my God. En nie net, hy is my God nie, hy is ook Clarice se God. Dis wat julle kom lei. Dis die eerste ding. So julle erken dat God God is. Die tweede ding wat julle kom sê is, julle verbind julle aan vanoggend aan God en aan hierdie gemeente, en julle sê, en dis wat ek gesê het vanoggend, om by haar 'n nalatenskap te skep, 'n legacy te skep, van om God se voetspore te loop. Deuteronomium 6. Dit wat julle vir haar ingeskerp het, van God, dit sal sy by haar kinders weer gaan inskep. En jy gaan ook 'n ouma word, jy sien. Jy gaan ook. Maar wat gaan julle by haar ingeskerp het? Dit wat ook al julle in haar investeer, dis wat sy sal wees. En dis wat julle kom sê, Here, ons erken dat U God is, maar ons wy aan U toe, sodat daar 'n legacy sal wees. Die derde ding wat julle eintlik maar kom sê, is dat, sê ons as 'n God, ons wil 'n legacy is, dat ek en my huis sal die Here dien. Sal hom dien. Dis 'n belofte. En dan vra julle,
En dan gaan ons dit vir God vra. Dat God haar sal lei, en sal seën, en beskerm. Verstaan julle God se seën? Nee, julle verstaan nie God se seën nie. Want God se seën is so amazing. God sê ek sal by jou wees. Ek sal jou dra as dit swaar met jou gaan. Ek gaan saam met jou huil as jy huil. Ek gaan saam met jou bly wees as jy bly wees. God se seën is net so amazing groot, dat ek nooit kan verstaan nie. So wat sê julle? Rudy. Wat reg met jou? En Saskia. Kom skryf hulle lekker aan die klap. Nou seën is 'n amazing, jy moet omdraai. Seën is nie sommer net 'n ding nie. Om iemand te seën is ek wil sê is die core van ons geloof. Om iemand namens God te seën is as te waar om te sê hier is God self om haar te seën. So ek gaan haar nou seën. Ek wil hê jy met jou hande so uitsteek as jy wil. Reskreer. Ek kom lê op jou nou. Die genade van God ons Vader. Die liefde, die vrede, die vreugde van Jesus Christus die Here. En ek wil gee vir jou. En ek bid op jou. Die krag, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek sien jou. Here, ek kom bid vir hierdie twee mense. Ek weet hoe lief is ek vir hulle. En ek weet hoe lief is U vir hulle. En dankie dat ek nou kan vra dat U ook vir hulle sal seën. Dat die krag van die Heilige Gees deur hulle sal werk. En dat hulle as pa en ma van hierdie kind van vandag af sal sê. En hulle het dit lank al gesê, maar weer vandag ook nie. Ek en my huis sal die Here dien. En dit wat God belangrik is vir ons. En dankie dat ons hulle kan stuur ook. Daar waar hulle woon in Northam. Ek wil sommer net vra dat U hulle sal gebruik. Miskien wil hulle nog sommer stuur om daar ook vir ander mense iets te gaan beteken en vir ander mense te gaan vertel van U. Ons eer U. Seën vir hulle twee. Dis oupas en oumas ook hier, ons wil vir hulle ook vra. Staan julle gou op, oupas en oumas? Ek wil sommer vir hulle ook bid, Here. En ek wil regtig vra dat U vir hulle sal seën. Kom bid vir Christel en vir Jaco. Ek wil regtig vra dat U as oupa en ouma ook 'n rol sal laat speel in hierdie kind se lewe en hierdie kinders se lewe. Wat tot eer van U naam sal strek. Liewe Albert en Mariska, maar ek net kom bid en vra Here, dankie dat U hierdie mense in hulle lewens gesit het. U vir hulle besonderlik sal seën. Dankie vir U goedheid. Amen. Kom sit maar. Ek het vir julle Bybel. Vir my, nou, ek weet nie of sy as ek kan lees nie, maar so ergens kan julle dit gaan bære. Okay. My geluk, my sterkte. Nee, is alright, is jy reg. Kom skryf vir 'n lekker ander klap. Kom ons dien die Here nou met ons dankoffer.
heart's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Here Jesus, dankie vir die dankoffer. Dankie dat U vir ons so seën. Dankie dat ons weet dat dit wat ons het, is U sin. En dankie dat ons iets daarvan kan teruggee. Seën ook vir ons in ons gemeentes, wanneer ons oor hierdie finansies dink en hoe dit moet gebruik word. Dat ons as gestuurdes sal uitgaan. Seën ons daarmee. Amen. Julle wat dalk hier nie weet, kan jy nie ons, as jy nog nie ons 10de maand offer koevertjie gevat het nie, die 13de November, dit is 'n groot offerdag en seëndag, dankdag, so sit asseblief al jou Hungry Jacks wat jy nie eet nie hier binne in. Ja, en koffies. Ons drink nie meer op donderdag aan 'n koffie nie, ek en my vrou nie, ons sit dit nou hier in. So dis lekker idees, maar vra vir die Here, hoe kan ek bo en behalwe gee? Voordat ek die volgende afkondiging lees, wil ek net sê vir Rudy julle en vir julle in Northam, jy's ook van Northam. Die Here het julle daar geplaas met 'n doel. En hulle gaan nou daar wees en ek is soms so opgewonde om te weet dat eers gebruik vir julle. En dis hoekom op 'n manier is hulle ook daar. So seën vir julle ook wat daar saam met hulle pad loop. Dan ons afkondiging, net ene. Ons is besig met hierdie vakansiereeks, maar ons hou nie op met hierdie reeks nie, want hierdie reeks gaan nou aan na die omgiegroepe weer begin en na die vakansie. Maar volgende Sondag gaan ek aan en dan praat ek juis oor Dawid, wat ook 'n geloofskrisis gehad het, toe hy voor Goliat moes gestaan het. En ek nooi jou uit, as jy hier is, kom kyk ook hoe God jou help om jou reëse te oorwin. Want jy het dalk ook 'n reus wat voor jou staan. Mens weet nie wat dit is nie.
So ek nou jou uit daarvoor. En aan die Sondag gaan ons 'n bietjie praat oor Petrus. En Petrus wat in 'n storm is. En dis ook 'n geloofskrisis. Partykeer is jy in 'n storm. En dan weet jy nie hoe om daar uit te kom nie. Maar kom volgende week, oor 2 weke. Dis dit. Kom staan, en sluit ons af. vir hulle Ries geseën, vir Rudy hulle geseën, die ouers geseën, maar nou wil ek julle ook seën. En dis die grootste geskenk wat jy van God kan kry, is sy seën.
Ek wil regtig vra dat jy in hierdie week as 'n geseënde gaan leef, maar ook 'n seën vir ander mense gaan gee. So ek kom lê op julle elkeen nou die genade van God ons Vader. Mag julle die liefde en die vrede en die vreugde van Jesus Christus ons Here beleef. Mag julle soos wat julle gaan, elke dag, die nabyheid, die krag, die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef. God seën julle. Totdat hy ons kom haal. Amen. Moet nou nie huis toe gaan. Ek sien daar's lekker eetgoed en lekker kuier. Ons moet nou eers kuier voor jy huis toe gaan. Koffie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch